Is dit die wit paus of die swart paus deel 4? Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Java Shua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, wat uiters belangrik is vir die tyd waarin ons lewe, as ook wanneer iemand anders aan die dood afgestaan het en daar berading nodig is of met iemand gedeel moet word. Baie interessante boek, baie diep boek, en jy kan ons dan net kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124, of jy gaan net na my webtuiste https://javashua.co.za, so wat dit hierbo in die regterkantste hoek is. Terwille van die nuwe mense, as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, dis uiters belangrik dat jy na deel 1 toe gaan en voorbegin, jy het reeds 'n magdom inligting verloor. Ons vereenselwig ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah-beweging, Sewendag Adventistes, Jehovah's Getuies, Katolieke, Protestante. So ons behoort aan niemand nie. Ons is 'n Bybelstudiegroep. Al wat ons doen is woord studeer. Weet jy wat, die mense vandag honger na die waarheid. En dis ook om hierdie mega kerke, hierdie prosperity churches, hulle loop leeg, hoor wat ek wil sê, hulle loop leeg. Hoekom? Mense is moeg vir groot in Engels shows, waar mense vermaak word, en al die verskillende tierlantynkies. Mense soek na woord, halleluja. Jy sê agterkom, ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotherham version, die een wat 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rotherham vertaal was. Hy's in Engels, streep met die Hebreëse name. Beste boek wat jy, Bybelboek wat jy jou hande kan oplê. Volgens hierdie antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Here Jesus is 'n werklikheid Java Shua, en ek gaan net sê, wanneer ek sê Java Shua, sal ek sê Here Jesus. Die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Java, die naam van die Heilige Gees is werklikheid die Ruach HaKodesh. Ek sal so maak terwyl ek preek, en ek vra vir die Javiste, vir u om rustig te wees, terwyl ons die mense bedien met die woord, halleluja. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewing sal ontvang van die studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe en ons ontbytreeks van maandag tot Vrydag, elke dag, dis so belangrik. Ons gaan aan waar ons verlede week opgehou het, wat aan die einde van die dae sal gebeur. Ons was besig met koning Nebukadneser se beeld, en dit wat hy gesien het, en wat Daniel toe nou vir hom verduidelik het. Daniel 2:34, kyk, jy het gekyk tot daar, sonder toedoen van mensehande, 'n klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. Ek het laasweek vir jy gevra, so op die einde, as jy 'n bok skiet, waar skiet jy hom? In die kop of in die blad? Skiet jy hom in die voete? Nee, hoekom nie? Want die hartklop sit in die bors of in die kop. Hoekom slaan die beeld die klip, wat natuurlik Java Shua, wat van die berg af losgeraak het, hoekom slaan hy die beeld aan sy voete? Ons lewe in daai tyd, waar die lewe van die Nebukadneser se beeld is in die voete, die yster en die klei, né? Vers 34, jy het gekyk tot daar, sonder toedoene van mensehande, halleluja, ek so bly dit sonder hande, 'n klip losgeraak het, die klip Java Shua, wat die beeld getref het aan sy voete, van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. Ons gesê, die yster en die klei is die een wêreld godsdienststelsels, die kontantlose stelsel, en al die goed wat hulle besig is om in te bring. En dit kleef nie aan mekaar nie. Vers 35, toester gelyktydig die yster, die klei, die koper, die silwer, die goud, fyn gestamp,
En dit het so skaf geword van die dorsvloer in die winter wat die wind wegneem. Daai wind is die ruachwind. Daai wind aan die einde van tyd, Openbaring 20 vers 8, is die atomiese wind, want die woord sê, Jaffa gaan net 'n woord uit die hemel uitspreek met die slag van Armagedon en die hele aarde verwoes. So die wind daar is die atomiese wind wat dit wegwaai. En ook die wind wat ons mee werk, is die wind van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Hy sê, sonder dat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Want dis wat gaan gebeur. Sy heerlikheid vul die hele aarde. Yahshua se heerlikheid vul die hele aarde. Die uitlegging, vers 36. Dis is die droom, sy uitlegging sal ek nou voor u koning sê. U o koning, dis natuurlik Nebukadneser, koning van die konings, aan wie Jaffa, die Elohim van die hemele, die koningskap van krag en sterkte en eer verleen het. Want die woord sê, Jaffa stel konings aan in hemele weg. En in wie se hand hy die hele bewoonde wêreld, die mensekinders, die diere van die veld, en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heersers oor almal aangestel het, en die se hoof van goud. Nou verduidelik hy die beeld, die kop, die goud. Hy sê, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, met ander woorde die skouers, Mede-Perse, geringer as die van u, daarna ander, dis Griekland, dis die derde koninkryk van koper, wat oor die aarde sal heers, en die vierde koninkryk, met ander woorde die lendere, hy sê, die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis, omdat ysters alles fynstamp en verpletter, met ander woorde, ons het gesien, as jy die Romeinse geskiedenis ken, van 300 voor Yahshua, dis Jesus Christus, hy sien dat, hulle het als vermorsel voor hulle, hard soos yster, geen genade gehad, vir die lewe van 'n mens en niks. En soos die yster wat vergrys, hy sal dit alles fynstamp en dit vergrys. Vers 41, en dat die voete en die tone soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was. Dis is wat? Pottebakkersklei en yster. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. Die mense probeer vandag hulle heel beste om die voetkoninkryk, die twee voete met sy 5 tone, 10 tone, sy 2 voete en 10 tone, om hulle te kry om aan mekaar te kleef rondom die een wêreldgodsdienstsysteem, een regeringssysteem, een kontantlose systeem. En dat die voete van tone, soos jy gesien het, deels van pottebakkersklei, deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, ja, omdat u die yster met die kleigrond gemeng gesien het. Nou sê hy, en dat die tone van die voete deels van yster en klei, deels van yster en deels van klei. 'n gedeelte van die koninkryk sal hard, en 'n gedeelte sal bros wees. Die tone, die voete, hulle word gemeng, die yster en die klei. Nou verduidelik hy in vers 43, dat die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskappe, VVO, onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vaslewe nie. VVO en die Rooms-Katholieke godsdienstsysteem, because she is called the mother of all churches. Net soos die yster nie met die klei meng nie. Selfde storie, jy meng aan mekaar, hulle is groot vriende, hulle preek op mekaar se kansels, en hulle bedien nagmaal saam, en party van die protestante kerk het nou al beeldjies van Moeder Maria en Liewe Jesus in 'n portale gesit. Dis nie Liewe Jesus en Moeder Maria, en ek moet net vir jou sê, dis Semiramis en Nimrod. Genesis 10, gaan kyk maar daar. Semiramis en Nimrod, dis die Katolieke, the Queen of Heaven and the Sun God. Ek wil net weer vers 43, dat u die yster gemeng met die kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar klewe nie. Dit lyk lekker, en dit is goed, en almal is gelukkig, maar soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings, in die dae wat? Van die konings van die tone, die voete, die yster en die klei, nie koning nie,
Maar in die dae van die konings, hy's mos nou by die voete, sal die Elohim, dis Jahwe, van die hemel 'n koninkryk verwerk, wat in ewigheid nie tot niets sal word nie. Halleluja. Ek is so dankbaar dat ons verstaan die eskatologie in die Bybel. En wanneer Jahwe vir Abraham sê, toe Abraham uit Ur, die land van die Galdeërs trek, en hy met Jahwe met hom 'n verbond sluit, dan sê Jahwe, en jou nageslagte sal soos die sterre uit die hemel wees en die sand aan die see, en hulle kom uit een saad, uit die saad. Die saad is nie Abraham se saad nie. Dis nie Isak en Jakob en die volgende ouens se saad nie. Dit verwys na die ewig lewende saad wat uit Jahwe sou voorspring. Gaan kyk na die Jode, die Israeliete, van Abraham af tot vandag, 2026. Hulle was nog nooit 'n oorweldigende groot nasie soos Rusland of Amerika of China of enige van die ander nie. Was maar nog altyd 'n klein landjie gewees. Hulle is nie soveel soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see nie. Maar hulle wat uit Abraham se saad kom, saad, die bloedlyn van Juda, later aan, dan Jahwe, se moeder van naam, Miriam, kom uit die bloedlyn van Juda. Want Jahwe se vader, Josef, het geen, sy aardse vader, het geen deel by die verwekking van Jahwe gehad nie. Want hulle het die gemeenskap gehad nie. Sy is deur die Ruach HaKodesh bevrug, sê die woord. So uit die bloedlyne, uit die saad. Die saad. Hy gaan 'n koninkryk verwek uit die saad. Hy sê, maar in die dae van die konings, die 10 tone, sal Jahwe van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Julle kan spring, en julle kan dans, en julle kan skree, en julle kan vloek, en julle kan liedjies skryf, en julle kan beledig. Julle kan nie die bo-natuurlike evangelie van Jahwe in 2026 stop nie. Ja, hulle kan ons van die internet afhaal, en van al die ander internet platforms so goed, maar weet jy wat, die saad is gesaai. Dus soos in die dae van Jahwe, dit is versprei, so dat die Romeinse ryk 'n vlees ontwikkel het. Ons kom by dit. En waar ek het dit genoem, waar hulle die Rooms-Katolieke kerk gestig het, Roman Catholic Church, 'n staatskerk, om juist die sekte van Jahwe te werk. Hy was nooit 'n sekte nie. Die kerk het hom hulle so genoem. Ek kan onthou, toe ek 'n jong seun was dit 'n inding gewees by die Drie Susters kerke, om na die protestante mense te verwys, die Pinkstermense, as sektes. Want hulle het nie die antwoorde gehad nie. Die protestante kerk het groot mense gedoop, die ouens wat al die kennis moes gehad het, hulle het kindertjies gedoop, hulle kan nie eens Afrikaans gelees het nie. Bybel sê, bekeer jou en laat jou doop. Bekeer jou en laat jou doop. Nou, hoe kan 'n babietjie hom bekeer? Hy weet nie, hy bestaan nie. Maar in die dae van die koning sal die Elohim van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word. En weet jy wat? Ons, Jahwiste, is deel van daai koninkryk. Jy kan dit nie tot 'n einde bring nie. Die Katolieke kerk het geprobeer, van 34 na Jahwe tot 1530 na Jahwe, 150 miljoen Jahwiste en Hebreëse mense doodgemaak, wat aan die name, die bo-natuurlike geopenbare name, vasgehou het. En dan kon dit nie stop nie. Dis alles asof dit gister nog dieselfde was. Hoekom? Want Jahwe is in beheer. Jahwe is totaal in beheer. Jy kan dit nie stop nie. Dis 'n tsunami. Dit rol voort oor die wêreld. Ek het dit gesê, ek het na 'n video geluister. Joel Osteen en al hierdie ander groot megakerke, hulle almal se bedienings het in die grond ingeval. Hulle sit met skuld. Hulle verkoop die kerke, die massiewe groot kerke, wat 20,000 plus mense gevat het. Hulle maak shopping centers van dit. Na die COVID, dis die grootste slag wat hulle ooit toegedien was. Want die mense het nooit teruggekom nie. Weet jy hoekom? Die mense het begin luister na die boodskappe. En gesien, jy het nie nodig om in 'n kerk te gaan sit,
om gered te word nie. Hoe sê die een dametjie, sy was 8 jaar, was sy in Joe Osteen se kerk gewees, en sy sê, sy het nie 'n greintjie gegroei nie. Sy het geleer wat dit is om te gee, en te verwag, en te gee, geld te gee natuurlik, né? En dit het nooit gebeur wat hulle gesê het gaan gebeur nie. Sy sê, in daai tyd wat sy dan by die huis gesit het sy dan Yahshua ontdek. En hier groei haar lewe deur middel van Bybelstudie in woord, en dis wat besig om te gebeur. Dus kom ons sê 'n kerk of iets is, ons is niks. Wat ons is wat Jahwe, ons Elohim, die Here God, vir ons maak. En al die eer aan Yahshua, dis Jesus Christus, halleluja. 'n Koninkryk wat niemand kan vernietig nie. Niemand nie. Hoekom? Want dit is nie op 'n mens gebou nie. Hierdie is 'n hemelse koninkryk. Jahwe het dit verwek, maar in die dae van die koning sal Jahwe van die hemele 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En hierdie koninkryk daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Wie is die volk? Die Jahwistiese volk. Die belofte van Abraham, uit jou saad. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel. Met ander woorde, Yahshua se koninkryk gaan al hierdie yster in klei koninkryke verbreek. Ons verbreek dit nie. Ons kan dit nie verbreek nie. Maar Jahwe en Yahshua het aarde in sy hand. Halleluja. Hy sê, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word. Kyk, daai volk is 'n klein lettertjie F, né, 'n V. Dit sal al die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak. Maar self sal dit vir ewig bestaan. Halleluja. Tot in der ewigheid. Ek en u aanbid in 'n bediening, ons aanbid in 'n hemelse koninkryk wat in ewigheid nooit tot niet gemaak sal word nie. As ek môre iets oorkom, sal Jahwe iemand anderster oprig om die bediening vorentoe te vat. Die Bybelskool bars hy sy naad uit. Jahwe is besig, behalwe die Bybelskool, mense wat besig is met die woord, die bo-natuurlike geopenbare woord, en hulle miljoene oor die aarde op die oomblik. Prof, jy praat groot, nee, vra my, ek gee vir die statistieke, gedruk, uitgegee deur YouTube elke maand. Maar jy moet maar 'n seatbelt kry as jy daai goed kry, want jy gaan net jou stoel uitval, glo my dit. Daniël 2:45, en net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het. Die klip, die berg, Jahwe almagtig, uit hom met die klip losgeraak, Yahshua, wat die yster, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel het. Die groote Elohim het aan die koning bekend. Elohim verwys na God, want die woord God beteken net voorwerp van aanbidding. Elohim is nie Jahwe se naam nie, is nie God se naam nie. Die kerk het ons geleer, God se naam is God, of Here, of Yahweh, of Jehovah. Verstaan ons? Dit is nie een van daai nie. God beteken voorwerp van aanbidding. Vir die boeddhiste was hulle God se naam, Boeddha. En die Hindoes, wel hulle 3000 gode, maar een van hulle is Vishnu, die olifantjie met die 3 paar arms. Vishnu, wat is hulle God se naam? Vishnu. In Islam, wat is hulle God se naam? Allah. En die Christendom, wat is hulle God se naam? God. Of Here. Terwyl Here in Hosea 2 vers 15 en 16 sê, dat die naam Here beteken Baal. Here beteken Baal. Hy sê, sy maar nie langer noem my Here nie, maar dit beteken Baal. So wat is dit? Hy gaan 'n Elohim, die groote Elohim, die Elohim, God, voorwerp van aanbidding, maar ons ken sy naam. Dit wat die Katolieke probeer dooddruk het vir 1500 jaar, deur meer as 150 miljoen mense dood te maak. Nie Christene nie, maar die Katolieke is die Christene. Die protestante mense is nie Christene nie. Hulle dink hulle is Christene, want hulle het nog nooit geleer dat die Katolieke het hulle self Christene genoem nie. Constantijn 327 het dit begin.
Daar was nooit so iets in die tyd van Yahshua, dis Jesus Christus soos Christus nie, of Here Jesus nie. Daar was nie so iets nie. Dit is later eers invertaal. Sê hierdie dom ouens, wat hierdie NAR agente, maar dit staan in die Bybel, maar die Bybel is nou die dag geskryf, man. Jou 1611 King James Bybel is nou die dag geskryf. Met die naam Jesus, God en Christus en Here. Weet jy hoekom? Want daar was nooit 'n letter H gewees in die Grieks of Hebreëus nie. Gaan net na AI toe en vra van AI. When did the letter J originate? Dan val jy uit jou stoel uit. Daar was nie so 'n naam soos Jesus nie, en daar was nie 'n naam soos Isis nie. Nie in die tyd wanneer die engel vir Miriam en vir Josef sê, julle gaan 'n seentjie hê, julle moet hom Yahshua noem. Jod, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy, Shua. Yahshua. Halleluja. Immanuel, as dit vertaal word, Jahva, ons Elohim, die Vader met ons. Hy sê hierso, die groot Elohim het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Toe het koning Nebukadneser op sy aansig geval en Daniël aanbid. Jy sien, hulle is gewoond mense aanbid. Die wêreldgodsdienst daar buitekant gewoond mense aanbid. En dis hoekom die mense die paus aanbid. Dadelik val die koning neer van die magtigste ryk daai tyd, Babylon. En hy aanbid 'n joetjie met die naam van Daniël. En hy gee bevel dat aan hom spysoffers en reukoffers te bring. Hy sien hom dadelik as 'n God. Hy sal sê God. Ons sal sê Elohim. Voorwerp van aanbidding. Aanbid hom, maar gee hom spysoffers en reukoffers. Die koning het Daniël geantwoord en gesê, waarlik, nou moet ek lees wat hier staan in die 33. Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings. Nou daai goed het nie een bestaan in die tyd van Daniël nie. Daai is totally impossible dat dit waar kan wees. Want die woord God het nie in daai tyd bestaan nie. God kom uit die Grieks, uit Kyrios. Onthou, Daniël is Ou Testament. Die woord God kom uit die woord Kyrios in die 2de eeu, die Grieks. Dis wat hulle die Vader genoem het, die Katolieke. En Theos is die Latyns in die 6de eeu. So in die Septuagint, die LX, noem hulle om Kyrios. God. In die 6de eeu noem hulle om Theos, in die Latyns, God. Wat in die 13de eeu Lord geword het, wat Here geword het. Die koning het Daniël geantwoord sê, waarlik jou God, ek wil sê, kom ek lees dit in die geopenbaarde name. Waarlik jou Elohim is die Elohim van al hierdie gode. En hy is die meester, nie Here nie, want Here het nie bestaan nie. Die woord Lord is eers in die 13de eeu geskep, uit die woord God en Kyrios en Theos. So, en die meester van die konings, en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. En dit is wat die wonderlikheid is rondom hierdie bonatuurlike geopenbaarde evangelie. Jahwe gebruik gewone mense om die woord uit te bring, om die woord te verduidelik, om die instrument te wees wat die waarheid vorentoe vat. Vers 48. Toe die koning Daniël verhef en hom baie groot geskenke gegee, en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel, en as hoofoorseer oor al die wyse manne van Babel. En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesach en Abednego aangestel oor het bestuur van die provinsies Babel. Maar Daniël was in die paleis van die koning. Kyk hoe maak Vader Jahwe plek vir sy kinders wat gehoorsaam is. Die woord sê gehoorsaamheid is beter as offerandes. Halleluja.
En ek sê altyd, jou bediening maak vir jou plek. Jaffa sal dit doen. Die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Nou, ons het nou 'n hele magdom inligting rondom die beeld van Nebukadneser en Daniël hanteer. Hoekom? Want dit gaan belangrik wees om die beeld te verstaan wanneer ons by die bekendmaking gaan kom van die wit paus en die swart paus. Daar is 2 pause. En die swart ou is nie 'n ou wat 'n ras is en swart is soos 'n Afrika man nie. Hy's in die Vatikaan, hy's klaar swart geklee. Hulle noem hom die Jesuit General. Ons kom by dit. Baie interessant. Die bo-natuurlike geopenbaarde woord, dis niks anders nie. Met hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord is ons nou eers gereed om die rigtingwysing van die verlede na die leeftyd van Jafashua ongeveer 570 jaar later te herleef. Onthou, Nebukadneser het Babylon oorgevat 570 voor Jafashua. Nou sê ek, met hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord is ons nou gereed om die rigtingwyser van die verlede, onthou die eskatologies verlede, hede in die toekoms, die eskatos, om die rigtingwyser van die verlede na die leeftyd van Jafashua, dit was 570 jaar later, dan eers kom Jafashua in die prentjie te verskuif, waar Jafashua onder die bewind van die Romeinse regering besig is om sy bo-natuurlike boodskap van verlossing in sy bo-natuurlike genadebloed aan die Jode vir 2 jaar te verkondig. Ek het dit al gesê, ek sê dit weer, Jafashua se bediening was 3 jaar. 2 jaar van sy bediening bedien hy net Israel. Hy sê, ek het na my eie volk gekom en my eie volk het my nie aangeneem nie. Daniël en sy mense, Daniël en sy volk, Israel. Nie toen by heidene nie. 2 jaar, daar is nie 'n skrif wat sê dat Jafashua is gebore vir die wêreld nie. Later anders, as so het is verander. Maar toe hy gebore is hy gebore as 'n Jood vir die Jode. As 'n Israeliet vir die Israeliete. Vir geen ander heidense volk nie. Nie een nie. Daarom het Jafashua vir sy disippels altyd gesê, moenie julle brood vir die hondjies gee nie. Die hondjies was die heidene. Die heidene. Moenie julle brood vir die hondjies gee nie. En dit is hoekom wanneer na 2 jaar se bediening swaai vader Jafashua se bediening na die heidene toe. 'n jaar voor sy kruisiging. Wanneer hy by die put staan en met die Samaritaanse vrou praat, vra haar sê, geef my water, gee ek vir jou van my water. En strome van lewende water sal opspring tot in der ewigheid. As jy een keer daai put oopgekry het, jy kry hom nie sommer toegemaak nie. So die 3de jaar van Jafashua se bediening, na 2 jaar, dan verander vader die bediening na die heidene toe, en van daar af, dis 'n jaar voor sy kruisiging, tot vandag in 2026, het vader Jaffa nog nooit opgehou om met die heidene te werk nie. Werk nog steeds met die heidene. Hoekom? Want die 70ste verbondsweek van Daniël het nog nie aangebreek nie. Op die kruis van Golgotha word die 69ste week vervul. Daar 70 7-talle. 70 7-talle is 490 jaar. 483 jaar van daai 490 jaar is vervul op die kruishout van Golgotha. Wanneer Jafashua sê, dis volbring. En hy sy hande en hy sê, ek gee my gees in u hande. Die horlosie stop op daai oomblik. En die bediening word net aan die heidene verkondig. Die 70ste week kan net in werking kom wanneer die laaste vredesverbond volgens Daniël 9:27 gesluit word.
Almal sê nou dit het gebeur nou toe president Trump met Israel en die Palestynë vrede gemaak het en al die Arabiese lande en ai. Hulle tas weer in die donker. Hulle tas weer in die mis. Almal is opgewonde en nou is daar soveel video's wat aan die loop is wat hulle sê dat op Google dat die 70ste week van Daniël het aangebreek, die finale week van Daniël, die verbondsweek, Daniël 79, wat noem hulle dit? Daniël sê, wat kan nie? Hulle kan nie, want hulle sê nie tussen watter twee partye is die verbond geteken nie. Jy sal onthou in my bediening nog al die jare, is nou 59 jaar wat ek kom met die eskatologie, studies en navorsing, en daarom het ek so 'n klomp boeke geskryf al. Ek is nou weer besig met 2 nuwe boeke. En as ek sê boeke, dan meen ek A4 en A5 boeke, 500 bladsye dik. Dis nie traktaatjies nie. So ons kom terug. Jare terug toe ek 'n jong seun was, het hulle gesê seun oupa Bush, seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, Donald Trump, Biden, toe weer Donald Trump. Elke keer dan sluit hulle 'n verbond met Israel, dan sê die ouens is die laaste vredesverbond. Dan sê ek dit kan nie gebeur nie. Toe Dani Botha kom met 23-24 September se wegraping, toe sê ek dit kan nie gebeur nie. Ek styk my lewe daarop. En toe het ek 'n hele reeks van 7 boodskappe gepreek. Ja, daar was baie copycats wat agterna gekom en gesê dis so en dis so, maar nie een het 'n boodskap gaan preek. Ek het sê dis die skrif, dis die skrif, dis die skrif. Nie een nie. Ek het 7 boodskappe. Daar's 'n tydlyn wat nou gemaak is. Rocco en Susie Jaonie het dit vir ons gedoen van ons studente. Dis daar. As jy dit wil hê, stuur my WhatsApp. Sê prof, stuur my die tydlyne op jou selfoon gratis in kleur. Ek wil amper sê 'n blinde ou kan dit lees. En 'n kind van 12 kan dit verstaan. As ons net ons kerkbrille wil afhaal. Daar's 'n tydlyn waarin alles moet werk. En jy kan nie die wegraping eers kom sit voor die wederkoms nie. Nie volgens die Bybel nie. En dis hoekom die wegraping nie plaasgevind het nie. En dit was nie net daar in die boot aan nie, daar was honderde Amerikaners wat dit gedoen het. En honderde ander spookpredikers, wat almal is, jy weet dit is 'n kwessie van monkey see, monkey do. And most of the monkeys, they do. Dis maar ongelukkig hoe dit is. Ek sê dit soos dit is. Weet jy hoekom? Want die mense wil nie die woord lees en verstaan nie. Met ander woorde, die verbond moet gesluit word tussen Israel, die Rooms-Katolieke paus, die wit paus. So gee vir die al klaar, so met 'n lepeltjie iets in. Die wit paus sluit die verbond met Israel. En dan is daar die tydlyn, die Bybelse tydlyn, nie prof Hannes Redinghuis se tydlyn nie, die Bybelse tydlyn. Wat 'n kind kan verstaan, as hy net sy kerkbrille afhaal. Maar jy weet wat is die probleem met die volwasse mense, 99%. Almal is dogmaties en teologies verblind. Hulle pastoor kan nie verkeerd wees nie, hulle dominee kan nie verkeerd wees nie. En daardeur gaan baie mense eendag die koninkryk mis. So 2 jaar van Jafashua se bediening net vir Israel. Die 3de jaar van sy die 3de jaar, die 1 jaar, begin hy om net die heidene te bedien en tot vandag 2026 bedien hy net nog die heidene. Ja, hier en daar het 'n Jood tot bekering gekom, 'n Israeliet. Ek dink aan H.B. Rubenstein jare terug toe ek 'n jong seun was, groot evangelis gewees. Waaragtig tot bekering gekom en alles. Maar dis in so mindere. Verstaan jy wat ek sê? Enetjie hierso en dalk enetjie daar en dan oor 50 jaar enetjie daar. En hulle gaan gaste wees. Hulle gaan gaste wees. Ek wil net hierso voor ons klaarmaak vanaand, net sê dat die video's wat rondhardloop op die oomblik is dat die verbond is gesluit, die 3de tempel is gebou.
Die derde tempel is gebou, my Vader, daar is nie 'n derde tempel gebou nie. Waar is die derde tempel gebou? O, daar's video's wat dit wys. Man, rooi kappietjie, dra groen klere. Maar hoekom noem jy haar rooi kappietjie? Want dis die storie, sy is rooi kappietjie want sy het rooi gedra. Maar Proffie sê sy dra groen klere. Wel, ek kan met 'n komputer enige ding doen. As ek nie kan nie, my tegniese mense kan, my IT ouens kan, almal. En dan verander ons rooi kappie se klere na groen toe. Dan as jy sien rooi kappietjie dra groen op die internet, wat ons dan daar geplaas het, dan sê jy nou rooi kappietjie is nou nie meer rooi kappietjie nie, sy is groen kappietjie want sy het groen klere aan. Waar het jy dit gesien? Op die internet. Dit moet die waarheid wees op die internet. Dis die instrument wat die Satan die meeste gebruik om leuns te verkondig en te versprei. Die Bybel sê, dis hoekom die afval in die kerke gaan begin. Dis hoekom die afval daar is. Dis hoekom die kerke leegloop. Dis as gevolg van die internet se invloed en die leuns wat verkondig word. En dis hoekom die woord sê, ondersoek elke gees en kyk of hulle uit, die gees is 'n persoon, met 'n klein g, ondersoek elke gees, ek en u is 'n gees. Ons het die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, groot G. Maar my persoonlikheid is my gees. Wanneer jy snaaks is, jou wip en snaaks is my, dan het jy 'n slegte gees wat jy tentoonstel. Dis nou jou persoonlikheid en jou attitude, en dis 'n mooi woord in Afrikaans. Daai attitude. Dis 'n klein g. En dit is waarom dit gaan. Die mense wil hierdie gees van die tyd waarin ons lewe. Die Bybel sê, ondersoek elke gees. Die attitude waarin dit geskryf is, as ek dit so kan sê, verdra my maar. En kyk of dit van Jahwe, ons Elohim, dis die Here God vir die ander ouens, of dit van hom afkom. Toets dit. As jy die vrugte van die Ruach in jou lewe het, die Heilige Gees, dan sal jy dit kan toets, jy sal weet hoe. En ons lewe in die tyd van die groot leuen. Ons lewe in die tyd waar mense rondloop en snert preek as die waarheid. So vir 2 jaar bedien Jahwe net na sy volk toe. Die 3de jaar bedien hy net na Israel toe, net na die heidene toe, en tot vandag toe. Werk Vader Jahwe deur Jahwe steeds met die heidene. Sou u belangstel om daai grafiek te kry, stuur my net 'n WhatsApp, hier is al die inligting, na my WhatsApp nommer toe, sê net prof, stuur my die grafiek van Daniel, met groot graagte, dan het jy op my foon, gaan doen jou eie studie, en as jy dink ek is verkeerd, as jy skrif het, ek is verkeerd, kontak my en sê, prof, jy het 'n klomp snert gepraat, help my reg. Halleluja, moenie alleen hemel toe gaan nie, ek wil ook hemel toe gaan. Met hierdie bonatuurlike openbare woord van die verlossing, van die verlosser, Jahwe, is ons gereed om die groot waarheid te ontdek rondom die Romeinse Ryk. Nou, ek het net iets gesê, wat ek eintlik eers later wou gesê het, maar dit in die gesprek het dit uitgekom, toe ek gepraat van die witpaus, moet die verbond sluit. Hoekom? Want eers Tessalonisense 2 sê, hy moet in die tempel sit en na die verbond gesluit het. Hy moet in die tempel sit en voorgee dat hy God is, Elohim is. En offers brand, naamlik Israel. Hulle sê Trump het die verbond gesluit. Dan moet hy mos in die tempel gaan sit, president Trump. Ek het baie respek vir die man, net dit sê. En dis so ek sê, president Trump, sê vir my, as hy mos nou die verbond gesluit het, die finale vredesverbond, dan moet hy mos in die tempel gaan sit, en vir 7 jaar vir Israel die offers gaan brand, vir die periode van die 7 jaar. Hulle het die verbond 2 maande terug gesluit. Hy het nog nie opgeëindig iewers in die 3de tempel of waar ook al nie, om te gaan sit nie.
Hy het nie sy presidentskap bedank in Amerika om in Israel in die tempel te gaan sit nie. O, daar gaan 'n nuwe rabbi wees. Want die derde tempel, die hele bediening moet terugkeer na die Ou Testament toe. Nee. Daar staan nie so skrif in die Bybel nie. Jaffa sê juis, hy het dit tot niet gemaak. Die 613 wette van Moses, die hele Ou Testament. Wil u nou regtig op die rug val? Vat die boek Galasiërs, hoofstuk 5. Galate, hoofstuk 5, of Galasiërs. Galate, ek hou van die woord Galate. Galate, hoofstuk 5. Vanaf vers 1 tot en met vers 22. Gaan lees dit stadig. Dan lees jy ook wat staan in Hebreërs 7 vers 18 en 19. Hebreërs 7 vers 18 en 19 sê dat Jaffa het die wette tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die 613 wette van Moses. Galate 5 sê vir ons, as ek nog aan die wette wil vashou, het ek van die genade van Jafashua verval, dan lewe ek nog in my sonde. So jy kan met jou een voet by die Ou Testament staan, in die Ou Testament staan, en die ander voet in die Nuwe Testament nie. Ek verwerp nie die Ou Testament nie. Dit is net 'n padkaart wat my na die Nuwe Testament toe lei. Maar hy het sy tyd gehad. Hy is tot niet gemaak. Daai wette is tot niet gemaak. En dit beteken 613 wette. En wat doen Jaffa, ons Vader, deur Jafashua, sy seun? Hy gee vir ons die 2 Nuwe Testamentiese, nuwe koninklike wette. Hoor Israel, Jaffa jou Elohim is een. Ekskuus tog, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat in jou binneste is, en jou naaste soos jouself. My naaste is my broeder, my mede-Jafis. Daar's 'n ander plek waar hy sê, jy moet jou broeder lief hê soos jouself. My broeder en my susters, wat Jafiste is my naaste. So hoe kom ek op die einde van die dag? Die woord sê in Galasië 5, vers 1 tot 22. Ek kan nie, ek wil sê 2 gode dien nie. Dis wat die woord sê. En daarom kom Jafashua en hy sê, kies vandag wie julle wil aanbid. Kies vandag wie julle wil dien. As julle Mammon wil dien, dien hom. En as julle my wil dien, dien my. Ons is op die plek waar ons die diepteid, die wreedheid, die onmenslikheid van die Romeinse ryk gaan ontdek. En dit 300 jaar voor Jafashua, waar die ryk ontstaan het, tot en met 2026. Maar prof, jy het dan al gepreek dat die Romeinse ryk het tot sy val gekom. 570 na Jafashua. Moenie die mekaar raak met die Babyloniese ryk nie. Hy het 570 jaar voor Jafashua het Nebukadneser Israel oorgevat. 570 na Jafashua. Dan verdwyn die Romeinse ryk, wat die magtigste ryk op die aarde was. Die ryk van yster, wat alles verbrysel het. Onthou wat het Vader vir Daniel gesê, hierdie yster verbrysel alles, die kuite, die beeld, die kuite. Hy verbrysel, hy's hard, harder as klip, harder as enige iets. Hy verbrysel alles. En daai koninkryk raak weg soos mis voor die son. Ek sê altyd vir die mense, sê vir my waar daai koninkryk heen weggeraak.
Hoe het hy net, die Engelse woord is gedisappeer. Ek dink 'n goeie stukkie huiswerk is vir die mense wat hou van die internetwerk. Gaan kyk bietjie op die internet of jy kan uitvind op 570 na Jafashua, wat het van die Romeinse Ryk geword? En dan vra jy jou net een vraag af, en ek sluit daarmee af. Waarom het die Rooms-Katolieke Kerk se Vatikaan in Rome 197 voltydse ambassades in die Vatikaan en direk om die Vatikaan? 197. Gaan vind dit uit vir my. 'n Kerk. Wat doen 'n kerk met 197 voltydse ambassades in die Vatikaan en om die Vatikaan? Baie interessante inligting, maar moenie volgende week mis nie. Stuur hierdie boodskappe uit vir ander, bou die evangelie, bid vir hierdie evangelie en kom ons staan vas in die bonatuurlike waarheid. Tot volgende week as Vader Jaffa wil en sy wil daarby is. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.